Goeiemôre broeders en susters. Ons is baie dankbaar dat ons vanmôre saam die Here mag aanbid en dat ons in hierdie op 'n lang naweek so bymekaar mag kom en al mag loof en prys in hierdie diens. En dis ook ons wens dat en begeerte dat dit tot eer van sy naam sal wees. Ons gaan begin en ons gaan saam sing 3 liedere en psalms, is Psalm 100 vers 1 en 4. En broeders en susters, 'n wenk, luister na die orgel. Ek vra dit mooi, weet jy, dis nie sonder rede nie. En die tempo is die regte ene, ons moet bietjie by hom hou. Maar die Ossewa vat lank deur die stowwe. Ons loof die Here met alles in ons, met opwinding, met vreugde. Psalm 100 vers 1 en 4, U is die lig, is die tweede lied wat ons sing, en dan lied 205, vers 1, vers 2 en vers 3.
Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Liefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons Psalm 33 vers 1 en 2. Ons gaan nie direk daarna, ons geloof bely ons geloof aan die einde van die diens. Ons gaan dus direk daarna sit en dan gaan ons verootmoedig voor die Here met Psalm 130 vers 1 en 2. So kom ons loof die Here en dan sit ons en verootmoedig ons voor die Here. Ons verootmoedig ons voor die Here voordat ons luister na sy wet. Ons sing Psalm 130, die eerste en die tweede verse. Na die wet van die Here, dan staan ons op en ons sing saam lied 482.
92 en dan gaan dit oor vreugde en blydskap en dankbaarheid en 'n loflied omdat die wet vervul is. Omdat hierdie wet ons nie bind maar vry maak en omdat hierdie wet vervul is en ons mag en onder leiding van die Gees wil ons die Here God lief hê met alles in ons en wil ons naaste lief hê. En dit kan alleen as sy Gees in ons werk. En daarom ook hierdie loflied en danklied na die wet. Kom ons luister na die wet en dan staan ons op en sing lied 492. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of onder die aarde, in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie verdien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want in 6 dae die Here alles, die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees uit 2 Konings 14 en ons lees vanaf vers 8 af. 2 Konings 14 vanaf vers 8 af.
Voordat ons saam lees, kom ons smeek die Here om sy gees ook wanneer ons luister na sy woord. En direk daarna dan sing ons terwyl ons sit, Skrifwoorde 8-1 vers 1 en 2. En ons sing die belofte, want ons vra die Here dat hy sy gees vir ons sal gee, om ook hier te mag hoor wat hy wil sê. En dan die belofte van Skrifwoorde 8-1 is die Here se belofte dat hy sy gees wel gee aan ons. Ons sit terwyl ons dit sing, direk na die gebed. Here, God drie-enig, aan u al die eer, die lof, die aanbidding. U is waardig, u is heilig, u is almagtig, oneindig. Ons kan dit, Here, eintlik kan ons dit nie eers in menslike woorde beskryf. Maar ons mag iets daarvan bely. En ons vra, Here, dat u nou ook deur u woord met ons sal praat. Ons smeek u, o Heilige Gees, verlig ons harte, maak ons nuuter, dat ons sal groei, dat ons nader na u sal kom, dat ons sal verander word elke dag. Ons smeek u vir u werking in ons, maar ons dank u ook vir geloof en genade wat u gee. Praat met ons, Here. U kinders luister. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam 2 Konings 14 vers 8-14. In die tyd het Amasia boodskappers na Joas, die seun van Joachas, die seun van Jehu, die koning van Israel gestuur om vir hom te sê: Kom ons kyk mekaar in die oë. Maar Joas, die koning van Israel, het vir Amasia, die koning van Juda, laat weet: Die suidistel op die Libanon. Die suidistel wat op die Libanon is, het vir die seder wat op die Libanon is laat weet: Gee jou dogter aan my seun as vrou. Die wilde diere wat op die Libanon is, het egter verbygegaan en die suidistel vertrap. Jy het inderdaad die Edomite nederlaag toegedien en jou hart is opgetoe. Geniet die eer en bly tuis. Waarom wil jy jouself in die ongeluk dompel en tot 'n val kom, jy en Juda saam met jou? Amasia het egter nie geluister nie. Joas, die koning van Israel, trek toe op en hy en Amasia, koning van Juda, het mekaar in die oë gekyk by Bet-Semes wat aan Juda behoort. Maar Juda is voor Israel verslaan en hulle het gevlug, elkeen na sy tente toe. En Joas, die koning van Israel, het Amasia, die seun van Jehoas, die seun van Ahasia, die koning van Juda, in Bet-Semes gevange geneem.
En Joas het Jerusalem binnengegaan en die stadsmuur van Jerusalem afgebreek van die Efraimspoort tot by die hoekpoort, 400 el. En hy het al die goud en die silwer geneem en al die voorwerpe wat in die huis van die Here en in die skatkamers van die koninklike paleise te vind was, saam met gijslaers en na Samaria teruggekeer. Geliefdes, ons lees vandag weer vers 9, maar Joas, die koning van Israel, het vir Amasia, koning van Juda, laat weet, die suidussel wat op die Libanon is, het vir die seder wat op die Libanon is, laat weet, gee jou dogter aan my seun as vrou. En die wilde diere wat op die Libanon is, het egter verbygegaan en die suidussel vertrap. Geliefdes, dis 'n tweede preek, 'n derde preek in die reeks van besondere gelykenisse. Die eerste was die gelykenis van die een wat saai, of die saad wat gesaai word, uit Markus, wat die enigste plek is waar die gelykenis voorkom in die evangelies. Die tweede was die gelykenis waarin die konings die bome 'n koning gesoek het, wat ons dan 2 Sondae terug, 3 Sondae terug gehad het, en dan vandag die gelykenis tussen die suidussel en die seder. Dit is baie besonder, daar is besondere gelykenisse in die Ou Testament. En die Here God laat tog niks in sy woord opteken vir ons onder leiding van sy Gees, sodat dit wat ons daar lees, nie vir ons ook betekenis het. So broeders en susters, hierdie is nie net 'n gelykenis waarvan ons kennis neem nie, maar dit het tog 'n boodskap vir ons as die Here se kinders. En daarom vandag hierdie besondere gelykenis, ook nog in die volgende Sondae sal daar ook verder gegaan word met hierdie besondere gelykenisse uit die Ou Testament, waarin die Here vir ons ook as gelowiges 'n boodskap gee. Hierdie gelykenis word gegee deur Joas, die koning van Israel, die koning van die 10 stamryk. Dis nou belangrik vir die kinders om te weet, Israel was op 'n stadium verdeel, en Israel was 'n 2 stamryk, dit was Juda, en dan was Israel, dit was die 10 stamryk. So, dis die 12 stamme wat hier betrokke is, en wat oorlog voer teenoor mekaar. Dis Juda en Israel. En dis die koning van Israel wat hierdie gelykenis stuur vir koning Amasia, 'n jong man, en wat vir hom sê, nee, ek wil nie met jou oorlog voer nie. En dis die gelykenis wat ons vandag hier kry. As 'n mens die Here se woord lees, dan besef jy dat daar tussen konings en kronieke 'n groot ooreenkoms is. So broeders en susters, gaan lees gerus 2 Kronieke 25 op julle eie tyd vandag. 2 Kronieke 25 gee die agtergrond van wat hier gebeur het en waarom hierdie geveg moontlik sou kon plaasvind. Maar dit is dan definitief die rede ook, en hieruit leer ons as gelowiges ontsettend baie uit dit wat die Here vir ons hierin openbaar. Ons weet dat wanneer ons die woord van die Here lees, jy kan ook die eerste 7 verse lees vanuit die hoofstuk, dan kom jy agter dat Amasia het gedoen wat die Here wou, maar nie heeltemal nie. Amasia het iets soos Dawid gewees, maar hy het nie alles gedoen wat die Here gesê het nie. Amasia wou die Here dien, maar tog was daar 'n deel wat hy oorgeslaan het. Hy het nie die altare van die afgode op die hoogtes vernietig nie. So Amasia het eenvoudig maar die altare laat bestaan, maar hy het die Here gedien. En dan as jy die geskiedenis lees, dan besef jy, hy gaan die Edomite aanval. En die Edomite is 'n magtige nasie, en Amasia is bang vir hulle. En hy kry 300,000 van sy eie mense uit Juda, en hy het 300,000 hy het 100,000 van die huursoldate van Efraim ingehuur teen 'n betaling, en gesê, ek gaan julle betaal as julle kom veg vir ons. Nou, geliefdes, dis sy plan gewees. Maar hy het die Here nie hierin geken nie. Hy het nie vir die Here gevra hoe en wat moet gebeur nie. En ons kan maar, dis die geskiedenis in 2 Kronieke 25, dat
die Here stuur 'n profeet na hom. En die profeet sê vir hom, die Here is nie by Israel nie. Die Here is by Juda, maar die Here is nie by Israel nie. Hy moenie hierdie huursoldate saamvat nie, anders sal hy nie oorwin nie. En Amasia sê onmiddellik vir hom, maar wat van die geld wat ek moet betaal, en hoe gaan ek dan nou terug hierdie ouens terugstuur sonder geld? En hy sê, betaal maar. Die Here gaan vir jou baie meer gee. En dan word hulle weggestuur. Maar natuurlik die huursoldate het staat gemaak, nie alleen op die bedrag wat hulle kry nie, maar die huursoldate uit Israel het staat gemaak op die buit waarin hulle sou deel. En dan is hulle woedend, en soos wat hulle uittrek, terug na Efraim, terug na Israel, maak hulle 3000 van die mense van Juda dood. Sommer voor die voet. En dis die geskiedenis, waarom Amasia vir Joas sê, ek wil jou in die oë kyk. En dis eintlik maar 'n gesegde om te sê, ek wil oorlog teen jou maak. Ek is jou teestander, ek wil oorlog teen jou maak. So geliefdes, en daarom hierdie uitdaging, dat Amasia kom en hy sê vir Joas, teen jou wil ek veg. Joas, wat uit die aard van die saak baie sterker, baie groter, baie wreder is, die Israel, die deel van die 10 stammeryk, sê vir hom nee. En dis die gelykenis wat hy vir hom sê. Dis die gelykenis wat ons lees. Die suidissel wat op die Libanon is, het vir die seder wat op die Libanon is laat weet, gee jou dogter aan my seun as vrou. Die wilde diere op die Libanon, wat op die Libanon is, het egter verbygegaan en die suidissel vertrap. Dis die gelykenis wat Joas vir hom sê. Geliefdes, as 'n mens verder lees in 2 Kronieke, sal 'n mens besef die stomheid van Amasia. Amasia het die Here beleef, die Here het vir hom oorwinning gegee. Die Here het vir hom gegee dat hy die Edomite verslaan het. En die oomblik as die Here vir hom oorwinning gee, dan word hy hoogmoedig. Dan hoor hy nie meer die Here. Dan luister hy nie wat die Here sê. Want wat hy dan doen is, en dis die hartseer van Amasia. Amasia wat altyd vir 'n afgod 'n agterdeur oopgehou het, hy die hoogtes se altare nie vernietig nie. Amasia vat die afgode van die Edomite saam, en hy begin hulle te aanbid. Nadat die Here vir hom oorwinning gegee het. 'n Mens kan eintlik nie in jou brein verstaan wat in sy verstand aangegaan het. Hy het sopas hierdie volk verslaan en hulle gode kon hulle nie beskerm nie. En nou gaan aanbid hy hierdie magtelose gode wat nie gode werklik is nie. En die Here stuur weer die profeet na hom. En die Here sê vir hom, nee, doen dit nie. En onmiddellik word die profeet weggejaag deur Amasia, en Amasia sê vir hom, is jy dan nou my raadgewer? En Amasia hou aan met sy aanbidding. Geliefdes, en dis wat met hoogmoed gebeur, en dis waaroor hier's 2 dinge in hierdie gelykenis. En dit gaan oor hoogmoed, en dit gaan om te luister en nie te doen nie. Dis die 2 dinge. In hoogmoed besluit Amasia, ek is so magtig. Israel het 3000 mense doodgemaak. Nou gaan ek veg. Maar geliefdes, as ons hierdie gelykenis hoor wat Joas vir Amasia sê, dan besef 'n mens natuurlik, Israel, 10 stamme groot, maar 'n seder in die Here se woord. 'n Seder op Libanon is 'n besondere boom. Dis 'n boom wat kragtig is. Dis 'n boom waarvan die hout in die tempel en die tabernakel gebruik was. Dis 'n boom wat eintlik 'n kroonboom sou wees in 'n land. Dis die koning van die bome, as 'n mens dit nou na aanleiding van die vorige gelykenis wil sê. Dis die grootste, die beste, die duursaamste, die hout wat die meeste eer ontvang. En ons ken 'n suidissel. Miskien oulik is die ouers vir hulle kinders wys hoe lyk 'n suidissel. En dis die belaglike van dit wat Amasia doen.
'n stuk onkruid. En eintlik in die oorspronklike staan daar dissels. Nou, u sal weet, wanneer die Here God, en ons sal onthou, ons het dit in die vorige preek ook gehad, wanneer die bome 'n koning soek, dat wanneer die Here God die aarde vervloek, dan sê hy, die aarde sal dorings en distels voortbring. Dis deel van die vervloekte deel. En die vervloeking sê vir die seder, laat jou dogter met my seun trou, kom af. Geliefdes, en Amasia luister nie wat Joas vir hom sê. Amasia neem 'n besluit, wat 'n verskriklike gevolg het vir sy volk. Want hulle word weggevoer, klomp van hulle word weggevoer saam met Joas. Dit is 'n ramp vir Jerusalem. Jerusalem se mure was nog nooit afgebreek nie, en 80 meter word afgebreek. En dit is 'n ramp vir die tempel. Want al die skatte en goud en silwer word uit die tempel uitgehaal. Natuurlik, ons kan agterkom, die Here was nie by Joas. Anders sou Joas nie die tempel ontheilig het. Anders sou Joas nie dit gevat het nie. Maar die besluit van Amasia in sy hoogmoed, en om nie te hoor en te doen wat die Here sê nie, het om duur te staan gekom. Die Here het vir hom gesê, as jy, deur die profeet, as jy nie hierdie afgode wegmaak, gaan ek jou straf. En hier gebeur dit. Geliefdes, en dit praat met ons. Die Here praat elke dag met ons. Met elkeen van ons. Op soveel maniere. Nie net in sy woord. Ag, nie net in die natuur, maar besonder in sy woord. Oral waar jy kyk, sien jy die Here se skepping. En ons belydenis sê ons in elke skepsel is soos 'n letter in 'n boek wat die Here se lof besing. En oral praat die Here. Maar die mens luister nie. Die mens luister na onsself en na mense. Ons kan maar gaan kyk in die wêreld waarin ons nou leef. Ons kan maar gaan kyk hoe lyk die leiers, die hoogmoed, wat lande en mense en volke in ellende dompel. Die Here God praat, maar min mense luister. En dis een van die eerste dinge wat die Here vanoggend vir ons sê is, ek het nog nooit stil gebly. Ek het nog altyd met jou gepraat, my kind. En dit maak nie saak dat ons net hoor nie, want geliefdes, die Here sê in Matteus 7, sê in vers 24 tot 27, sê hy, luister na my woord en doen dit, en jou huis sal op 'n rots gebou wees. En as jy nie luister en doen wat ek sê, dan is jou huis op sand gebou. Amasia het elke keer gehoor wat die Here sê. Hy het een keer dit gedoen. En toe word sy hoogmoed so groot dat hy nie meer kan hoor nie, want hoogmoed maak jou ore toe en maak jou hart toe. En geliefdes, die mens dom en met die klem op die dom, hoor die Here. Maar is nie gehoorsaam. Geliefdes, God haat hoogmoed. Ek gaan dit weer sê, God haat hoogmoed. Want hy is die hoogste wat daar is. Hoogmoed is die eerste sonde gewees. Satan het dit gedoen. Hy was hoogmoedig. En hy het in opstand teen God gekom. En hy wou God wees, 'n skepsel. En hy het 'n derde van die engelemagte saam met hom gevat. Want hulle wou heers. En dan kom hy by Adam en Eva. En hy sê, as jy hiervan eet, sal jy soos God word. Sal jy in beheer wees.
Dis die mens se sonde, vol hoogmoed. En van toe af, sit ons op die troon van ons eie lewe, sit die sydissel op die troon, en wil die sydissel heers. Ons ignoreer die seder van Libanon, wat daar is. Geliefdes, in 'n wêreld waar daar net sydissels is, daag die mensdom God uit, vloek hulle sy naam, lag hulle hom uit. Psalm 2 word waar, is waar. En weet jy, dis in 'n mens om iets wat hoog is, wat bo jou is, te wil afbring. Dis presies wat in hierdie gelykenis staan. Dis in 'n mens om dit wat beter is te verminder, want dit is baie moeiliker om hoër op te gaan as wat dit is om af te gaan. Die mensdom vloek God en daag God uit. Maar ook vir gelowiges. Want veral in hierdie lydingstyd waarin ons ingaan, waarin ons dit herdenk dat die Here Jesus Christus gekom het en dat hy aan 'n kruis hang. Weet u die hoogste wat daar ooit was? Was bereid om 'n dissel te word. Was bereid om 'n mens te word. Was bereid om op die hoogte wat veel hoër is as Libanon, die seder van alle tye, was bereid om 'n dissel te word, om 'n mens te word, om af te kom. Was bereid om aan 'n kruis te hang, aan 'n boom te hang. Kan nie dink die vernedering. En weet jy, selfs Christene leef met hoogmoed. Want ons leef in 'n wêreld waar baie Christene dink God is in hulle diens. As ek vra, dan moet hy reageer. As ek gee, dan moet hy meer gee. Dit word geleer ook, hoe meer jy gee, hoe meer gaan hy jou gee. Hoekom gee jy dan? Omdat jy dankbaar is of omdat jy meer wil hê? Ons leef in 'n wêreld wat sê, God moet, hy moet doen as ek gedoen het. Hy moet gee as ek gee. As ek, dan moet hy. Dissel. Dis die gelykenis van ons. Dis die gelykenis van die mensdom. Maar geliefdes, vandag, as ons hierdie gelykenis lees, dan besef ons, in onsself is daar nog iets van die dissel oor, van die sydissel, wat jy wil aftrek, wat jou nuwe mens, wat die sedere wat besig is om te groei in jou, wil afbring. Die bruidegom is nie die dissel. Die bruidegom is die seder, die Here Jesus. En deur sy genade, vanaf die regterhand van God, gee hy sy gees, sodat die seder in jou begin te groei. Geliefdes, dis die wonder. Hy kom en word 'n dissel om sy bruid te red. En jy is die bruid. 'n Bruid berei haar voor. 'n Bruid sien uit na die bruidegom se koms. 'n Bruid het haar bruidegom lief. En daarom praat hierdie gedeelte so met ons. Want geliefdes, is makliker om onder toe te gaan. Om maar net 'n dissel te wees en te sê, dis wie ek is. Geliefdes, nee. Die Here God sê, jy is my bruid. Ek het jou gekies.
Jy is myne. Ek ken jou op jou naam. En dis hoekom ons nie leef soos 'n dussel, maar ons beleef die godswonder dat ons dat die nuwe mens, die seder besig is om te groei in ons. Ons hoor die Here se woorde. Ons hoor sy waarskuwings. Geliefdes, in elkeen van ons leef iets van die dussel, die hoogmoed, veral as ons iets bereik. Die hoogmoed wat ons ore toemaak. Hoor jy wat sê die seder? Hy sê, my bruid. Die vrou het my jeug, my bruid. En dan moet ons gebed wees. Soos die gebed van 'n klein seentjie, eens in die Ou Testament in Samuel. Spreek, Here, u knegt hoor. Amen. Kom ons bid saam. Ons gebed is dat ons gaan staan en die Onse Vader sing. Geliefdes, u mag maar sit. Ons het geleentheid om die Here te dank en 'n bydrae te gee vir hulle wat dit nodig het in hierdie wêreld, en die diakonie deel dit uit. Daarna dan gaan ek vra dat ons opstaan, ons gaan ons geloof almal hardloop saam bely en dan sing ons Skrifberinge 12-3 vers 1 en 2 direk daarna.
Geliefdes, kom ons staan en dan bely ons geloof almal hardop, met vreugde en dankbaarheid, dat ons dit kan, in 'n wêreld wat God nie ken. Daarna dan sing ons saam Skrifberinge 12-3, as deel van ons belydenis en ons laaste lied. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat eerbaarlik ter helle, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad, gemeenskap met die kerk opgesê, Saartjie Junior en Mary Ann Ehlers, hulle is al 'n hele paar jaar nie meer by ons nie. Johan is nog deel van ons, so ons wens hulle ook seën toe, en hulle is geseënd ook in die gemeente waar hulle nou is. Dan wil ons weet of Isel Swart vandag hier is. Sy is 'n nuwe intrekker uit Heidelberg, Transvaal. Is Isel vanmôre hier? Daar agter. Isel, baie welkom hier by ons. Miskien moet jy opstaan, dan kan ons sien hoe lyk jy. Baie welkom en baie, waar woon jy Isel, dat ons net weet, wat se wijk is jy? Hartland.
Marie sê so Marie, wys net vir haar wie jy is, want Marie soek jou ook. Hier staan die Marie hier voor. Baie hartlik welkom. So dis weer in die Hartland gedeelte. Daar's al 'n hele klomp nuwe intrekkers in Hartland, so dit word al amper 'n wijk op homself. Kom ons kyk net, dan is daar ook 'n aankondiging oor die Bybelstudie wat in die Withuis is komende donderdag. Dis 9 uur en dis nie 10 uur soos wat in die Kompas is. Dis 9 uur uitgeskuif, so 2 of 3 Bybelstudies terug na 9 uur die oggend. Dan broeders en susters, is daar lief en leed. En by ons lief en leed, dan het ons Janine Harbor, was afgelope week in die hospitaal vir 'n voetoperasie. Broeder Koos Steyn, dis 'n nuwe broeder van ons, hy is al baie gevorderd in sy lewe, hy is in die hospitaal nog steeds, en ons dink aan hom en sy familie, sy vrou spesifiek wat ook by ons in die gemeente is. Dan Griet Eysel was afgelope week in die hospitaal, sy wag nog vir uitslaa. Griet, bly om te sien, jy is vanmôre hier by ons. Dan broeder Willem Eilers was ook in die hospitaal met 'n infeksie. Hy is gister weer huis toe, so ons is dankbaar. Hulle moet hom maar nog oppas vir die volgende tyd, maar ons is dankbaar dat dit goed gaan met hom. Is dat nog siek, broeders en susters? Kom ons hoor net, broeder Hero, kan jy miskien vir ons iets sê oor Susan se Dinsdag Kaap toe? Die kanker het weer begin en ons hulle gaan na die onkologie departement in Kaap om daar ook verdere behandeling te kyk. So ons dink aan julle, dra julle in ons gebede. En dan dink ons ook aan almal wat siek is, almal wat bestraling kry, almal wat chemoterapie kry op hierdie stadium. Daar's baie in ons gemeente wat in die nood is, maar wat dan ook nie altyd wil hê ons moet dit sê nie, en ons respekteer dit. Maar ons het ook blydskap, broeders en susters. Daar's 'n nuwe verbondsdogtertjie, Dionay, gebore. Ons is baie dankbaar dat die Here vir ons, vir Frans en Sonay Alexander. Julle het hulle nog elke Sondag hier gesien. Hulle sit gewoonlik hier naby en so nou is die babatjie gebore en ons is dankbaar. Ons wil ook vir broeder Henny Swart sê, hy is nou eerste keer oupa in sy lewe, maar baie geluk daarmee. So ons hy het eintlik gesê, ek moet dit nie sê nie, broeder Nas, so, maar nou moet ek dit nou sê. Hy het mooi vir my gevra, ek moet nie sê nie, ek het dit nou nie gesê nie, het julle gesien. So, maar baie geluk met die nuwe 9de kleinkind. Goed, broeders en susters, is daar nog voordat ek by die verjaardag kom, nog lief en leed, nog afkondigings, want ek wil graag ek gaan na die verjaarsdag iets sê, voordat julle almal opspring. Nee, maar sy is ook nie vanmôre nie, ja, ons sal dit dan maar 'n ander keer sê. Dan, verjaardag, Suster Annelies Derwort verjaar vandag. Annelies, geluk met jou verjaardag. Mooi jaar toegewens. Ignatius Landman verjaar ook. Ignatius, geluk met jou verjaardag. En van ons jong manne, Isabelle Loots, nie hier nie, sy is in Pretoria, maar haar ma en ouma is hier. Sy vra ons as 'n gemeente, sê baie geluk met die verjaardag. En Annetjie Venter verjaar ook vandag. Annetjie, waar sit jy? Steek op jou hand. Ek het jou vanoggend al gesien. Hulle sit in die hoek. Annetjie, baie geluk. Baie seën, is jou eerste verjaardag hier by ons. En ons is dankbaar dat jy dit mag vier saam met ons. So hoop vir 'n baie gesonde jaar. Want jy die laaste jaar 'n paar dinge gehad, maar dat die Here by jou sal wees. Broeder Kobus Derwig is een van ons diaspora-lede wat in die Midde-Ooste is. Ons dink ook aan Kobus, waar hy daar alleen is, en ons dra hom ook op aan die Here. En ek dink sy gesin is dalk nou weer saam met hom. Kom ons hoor, sy skoonouers ook nie vanmôre hier nie. Goed, dan 24 jaar Arnike. Arnike, geluk met jou verjaardag. Baie geluk en 'n mooi jaar vir jou toegewens. Dewan Boshoff verjaar ook die 26ste. Is hulle hier? Ek het nie hulle gesien nie. Die hele gesin lyk my verjaar in 2 weke se tyd. So baie geluk aan Dewan met sy verjaardag. Mariska Skutte. Ek het daar in Flippie nie vanmôre hier gesien nie, behalwe as hulle in die moederskamer is. Ek is nie seker. Is hulle nie? Dankie. Sien vir Mariska ook vir haar verjaardag baie geluk. Ons het 2 antjies in die gemeente.
En al 2 verjaar op dieselfde dag. Al 2 verjaar op dieselfde dag. Al 2 verjaar op die 28ste van die 3de. Nou, Antjie Skiukati is in ons diaspora wijk. Sy is, hulle is op hierdie stadium hier in die Karoo, waar daar niks en niemand naby bly nie, so sy is deel van ons. Baie geluk ook aan Antjie met haar verjaardag. En dan Antjie Smit. Ek het maar gekyk, maar ek het haar nou nie gesien nie. Antjie, behalwe as jy hier is en ek het jou nou nie gesien vandag nie. Antjie Smit, ook by ons in die gemeente in Vraai Uitsig, baie geluk ook aan Antjie met haar verjaardag. Nou, een van ons bejaarde broeders, broeder Gert van Lochem verjaar, hy is in Diastrand, baie geluk ook aan Gert met sy verjaardag, hy luister sekerlik mee saam vandag. En dan die 29ste verjaar, Else Marie van der Walt. Else Marie, jy is hier, geluk met jou verjaardag, baie seën. Dan al ons gaste wat vandag hier is, wat verjaar, baie geluk met julle verjaardag, ook in die komende week. Nou, voordat ons nou opstaan, broeders en susters, ek wil graag julle herinner, of net vir julle sê, 1 keer 'n jaar, kry elke blok geleentheid om iets vir die onderlinge meelewing in die gemeente, veral met 'n gemeente wat baie groot is. Ons word en groei voortdurend, ek weet nie Marie, wat is ons getalle, Marie is nou nie hier nie. 815. So dit is nou al 'n groot gemeente en daar moet geleentheid wees waar ons mekaar kan leer ken en waar 'n mens, en nou wil ek met die wijksusters, ouderlinge en diakens praat. En dan moet julle as wyke hulle herinner, die 11de April het ons gemeentedag vir blok 3. Het ons om 6:00 die aand, het ons hier 'n soirée. Ek hoop ek spreek dit goed uit. Ons is na 40 jaar, gaan sy my nog altyd herinner, dat ek het reg moet doen. So na 40 jaar moet ek nog steeds, jy weet wat Prof. Cassie Venter het altyd gesê, definisie van 'n goeie man, sy vrou gaan haar gang, en hy gaan ook haar gang. Nou sien julle dit. Ek wou nou gesê het, blok 3 bied dit aan, dis hulle jaarlikse aksie wat hulle aanbied. Dis 'n soirée, wat toespreek mens dit uit? Is dit reg? Dis 'n Franse vrolikheidsbyeenkoms. Vrydag aand 11 April om 6:00. Daar gaan gaskunstenaars wees, daar gaan musiek wees, heerlike eetgoed gaan wees. Jy moet net jou eie drinkgoed bring, want die begroting laat die Franse champagne, dis te duur. Maar asseblief skryf julle name in die kiosk op en die wijkspanne, die wijksusters, wijksouderlinge en diaken, vat die wijk saam, dat die wijk saam met mekaar hier opdaag en dat ons so mense meer leer ken. Want dit is een van die gevaarlikste dinge van 'n gemeente wat te groot is, dat die liggaam te groot word en dat mense mekaar nie meer ken. En dis sulke geleenthede wat ons mekaar leer ken. So ons vra dat julle die 11de April 6:00 die aand, dit sal oophou. Julle sal die Vrydag voor dit weer 'n SMS van Marie afkry om te herinner, en ons sal dit die vorige Sondag ook afkondig. So maak maar die aantekening in julle dagboeke. Geliefdes, ek wens julle 'n baie geseënde week in die nabyheid van die Here toe.